Ek spreek die Here, onthou jy my knegt Josef, onthou jy dat hy kosbaar was vir sy vader, onthou jy dat hy aangetrek was met 'n mooi rok met lang moue, onthou jy dat in drome was sy kragtige roeping en sy uiteinde geopenbaar. En onthou jy dat ek met hom was tot aan die einde om sy roeping te volbring. Ek spreek die Here. Ek het gekyk en ek het gesien dat jy begin twyfel het dat jy kosbaar is en in jou roeping. Ek spreek die Here. En ek het jou afgesonder en jou aangetrek met 'n mooi rok, met lang moue en jou verklaar as kosbaar met 'n spesiale en 'n unieke roeping, spreek die Here. En ek het ook drome en openbaringe gegee om dit aan jou te openbaar. Ek spreek die Here. Twee dinge sal ek vir jou doen. Ek sal jou weer kom aanraak. Ek sal weer met jou skouers kom hang. Daar die mooi rok met lang moue. En jy sal onthou dat jy kosbaar is vir my. En dat jy myne is. En dat ek jou afgesonder het vir 'n magtige roeping in hierdie uur. En kyk, spreek die Here. Soos wat ek die ganse Egipte voor my knegt Josef gegee het, om daar die roeping uit te leef, en sy broers, en sy vader in te neem, so ook maak ek my hand voor jou oop. Ja, my koninkryk en my hemel gaan voor jou oop, en niks sal vir jou weerhou word nie. Ek maak oop voor jou, en jy sal alles hê, wat jy nodig het, my knegt, om jou roeping te volbring. Kyk, ek kom hang weer in die rok oor jou skouers, spreek die Here van die leerskaap. Halleluja. 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 Die Here van ons gekree en die heerlikheid en die stalling en die heerlikheid van God. Halleluja. Jy moet nie twyfel vanmôre die kind van die Here. Ja cielo coloroso, ja sole che lo romariero, regnariero, ja sola chiedo, natica, ja ria rossa la riezza, ja salvatore rossitoriete, catacotolo cotocote, si caieta, riatta la riassana, ja rollo rosse, osse caie rossa, ja la rassa rotocoto si caie, ja no la rieto, ja la rassoro riessi caio coro, io cuto si caia tarada soroie, ja saccoro sita, ja no cuto, ja saccoro, Gesù, caia tarada, io coro si, ja cuto si. Hallelujah.
Here ons eer U vanmôre, Jesus. Ons prys U vanmôre, Jesus. Ja, das tarabaistik yato koro bastik yato. Ya rantikis tarabastik yato koro topayan. Ya didiastik kori. Ya tiapariatik yondos tariatiki yato. Halleluja. Kyk, daar was 'n dag wat jy gespak het na my, kos het na my. Daar was 'n dag wat jy gesit het by 'n punt en jy het gewonder en gespak en gedors na my. En jy het gevra, is daar nie dan? Hoe sal ek dit uitkry, is daar nie 'n skepting nie? En hoor vanmôre dat Jesus Christus die Heer is, vanmôre die Heer waaruit jy kan skep, en vanmôre die Heer waaruit jy jou dors kan vul. Het jy nie vanmôre gewonder en gedink hoe dors en leeg het dit in jou geword nie? Hoe dor het dit binne in jou geword en hoe groot jou verlange geword het? En hoe meer jy verlang het, hoe meer het jy gehinker. Maar weet vanmôre en jy het gehoor vanmôre dat jy is vir my kosbaar en ek is vanmôre hier om vanmôre jou dors te vul en vanmôre vir jou te gee van die lewende water. Vanmôre is die vraag of jy vanmôre hierdie wil neem, of jy hierdie lewende water vanmôre wil neem, sodat ek jou kan vul en jy kan weet, jy is myne en ek is jou God. Ek is die een wat vir jou kan gee. Ek is die een wat gebring het goedheid en guns. Ek is die een wat gebring het om te verbreek dit wat besig is om jou seer te maak en jou te verwoes. Neem vanmôre hierdie lewende water, want ek is hier, die skepter. Ek is hier om vir jou te gee. So spreek die Gees van die Here. Halleluja. Halleluja. Kan ons die Here eer vanmôre? Here, U is lief, Vader. Here, U verklaar U is lief, Here, ons verkeer. Dat ons sal skip, Here. Liewe Heer, en liewe salwe met ons sal wees. Die heerlikheid van die Vader, Here, ek wil U eer vanmôre. Here, ek wil U prys vanoggend. In die naam van Jesus Christus. Here, ons wil U loof. Here, U wat God is in hierdie tabernakel. Here, ons wil U erkenning gee dat dit God is en God alleen. Nie vlees en bloed nie, Here, maar die Gees van die Here, Here. Vader, ons wil U prys vanmôre en alle eer gee aan Jesus Christus. En alle eer gee, Here, aan die soetheilige Gees wat van God afkom, wat God is in hierdie tabernakel vanmôre. Here, ek wil U bid dat U elke hart vanoggend sal voorberei. Here, dat U my ook sal hou vanoggend, Here, om net te sê wat die Gees van God op my hart gelê het om te sê. Here, ek wil bid vanmôre dat elke woord woorde van lewe sal wees, dat elkeen sal indrink, Here, en dat die krag van God en hierdie broeders en susters wat voor my sit vanmôre, se harte geopenbaar sal wees. Ek wil U eer vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen en amen. Die kinders se plek in die kind van die Here. Met betrekking tot gawe en gawebedieninge sê die Bybel 2 hoofstuk 3. Dat gawes bedien, tale. So vanmôre is in die hand van die Here aanvaar. So die laaste week van maandagoggend af het ek begin dink aan wat ek vanmôre sal bedien en wat ek dan vanmôre sal sê. En in myself is daar sekerlik 'n paar dinge wat ek vanmôre kan sê. En dan baie keer in die week dan vra Susan my, jy voorberei vir jou diens. Sê ek van nog nie.
Dan sê jy moet begin voorberei, sê ek vir, ek weet ek moet voorberei, maar dit werk nie soos wat julle dink dit werk nie. Jy gaan sit nie op 'n Dinsdag en besluit jy berei voor vir Sondag nie, want dit beteken absoluut niks as daar nie iets in jou hart ingeval het nie. Amen. Dus ek vir het werk maar dieselfde met daar by die musiek. Sy kom maar nou op 'n Dinsdag of 'n Woensdag probeer sit, is daar nie iets in jou innerlike opstaan om te bedien as woord of dan die musiek op te sit nie, dan werk dit net nie so. So sit ek die laaste paar dae en Vrydag kom en Vrydag gaan, Saterdagoggend kom, en ek sê, Here, maar ek is myself nie seker wat ek vanmôre moet bedien. Daar so 2 gedagtes wat ek het, en ek staan met die kombuis en Susan is besig met die musiek, en sy sê nee, sy het al musiek ontvang. En sy is besig met die musiek, en toe sy die tweede liedjie begin speel, toe sien ek, wat ek vanmôre moet bedien. En ek staan op en ek sê vir, ek gaan net gou vandag klaar maak, dan gaan ek voorberei. Sy sê, het jy woord gekry? Ek sê, ja. Toe jy begin speel, toe val het in my hart vanmôre, wat ek moet bedien vir julle. So ek is nie haastig, kind van die Here, om ooit enigiets te bedien. Het was nou ongelukkig my voorreg en voordeel, om ook op 'n Sondagoggend hier te kom staan, maar die Here nog nie vir my 'n boodskap gegee het. En ek dink die mense wat al bedien het, prof sal dit ook weet, terwyl jy hier staan op die kansel, begin die Gees van God met jou praat. En dit is nie altyd so lekker nie. Dit is nie altyd so lekker om hier te kom staan. En dan in die diens begin die Here met jou te praat in boodskap. Maar ek is nie haastig nie, want God bly beheer. So ek het die boodskap vanmôre vir jou. Ek sou wel aangegaan het in 'n mate met die boek van die Efesiërs, maar ek wil vanmôre iets anders te vir jou bedien. Ek wil vanmôre met jou praat oor die belofte van die Here in jou lewe. Ek wil jy moet my blaai na die boek van Konings toe, 1 Konings 17. En as jy reg is, kan jy maar vir my sê amen. Vers 1. Ek weet prof is daar, want hy amen gesê, ek mag vir die res van julle. Die boek van Konings is in die Ou Testament. Dis in bladsy 1, bladsy 700. Dis allemaal daar, maar nog steeds. 1 Konings 17, vers 1. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Ek wil net hierdie eerste gedeelte, die eerste vers, net vir jou verduidelik. Want van hier af wil ek na my boodskap te beweeg. Maar ons het nodig om iets te verstaan wat hier gebeur. Elia die profeet, en ek weet profeet 'n jaar of 2 terug, die hele reeks rondom Elia bedien, so ek hoop julle onthou baie van dit nog. Elia het net verskyn. Daar is geen aanduiding van 'n geslagsregister nie. Ons vind nie regtig waar kom hy vandaan nie. Ewe skielik is die profeet Elia net op die toneel. En dit is baie gelykstaande aan Melchisedek, 'n hoëpriester wat net verskyn het. So ewe skielik, terwyl die koning Agab in Israel besig is met afgodediens, want hy het na sy vrou geluister, Isebel, wek God hierdie man op, Elia. En God stuur hom na Agab toe. Maar dis nie wat ek vanmôre spesifiek wil sê, ek wil hier gaan my kyk na iets. Elia, die Tisbiet uit Tisbe in Gilead. Daai Gilead is 'n streek net aan die oorkant van die Jordaan, in die ooste. Nou die beloofde land, en daar kan jy vanaf saam my soen toe blaai as dit reg is. Josua 13.
As jy die groot Bybel soos ek kan jy kyk na bladsy 319, as jy die klein Bybel het, weet ek nie wat die bladsy is. Koop die groot een. Josua 13 vanaf vers 24. Almal daar? En Moses het aan die stam van Gad, die kinders van Gad gegee volgens hulle geslagte, sodat hulle die grondgebied ontvang het van die huise en al die stede van Gilead en die helfte van die land van die kinders van Ammon tot by Aroer wat teenoor Rabba lê. Al wat hierdie eintlik vir my sê, is dat die Gilead streeksgebied was die grootste gebied gewees van die beloofde land. So uit hierdie groot streekgebied uit, wek God 'n profeet op. Nou, wat bekend was van Gilead, was dat daar 'n sekere balsam in sy plante en sy bome was. So baie geneesheere het na Gilead gegaan en uit hierdie balsam uit het hulle dit gevorm en gebruik as geneesmiddels en ook dan wierook. En dit was ook deel gewees van dit wat in die tabernakel aangewend was, 'n olie, 'n salfolie. So Gilead was baie besonders gewees. En uit Gilead, uit hierdie plek waar daar 'n genesende voordeel was, wek God 'n profeet op met die naam van Elia. In Jeremia se tyd was die volk van die Here uitmekaar uitgeskeur. En Jeremia sê die volgende, kom ons gaan net vanaf so toe. Jeremia 8. Ek wil net hê jy moet dit verstaan vanmôre, kind van die Here. God maak nie 'n fout nie, selfs nie as hy 'n man en 'n vrou opwek uit 'n sekere plek uit. Jeremia 8. Sê vir my as jy daar is. Jeremia 8, ek gaan vir julle lees vanaf vers 20. Profeet van die Here Jeremia sê die volgende: Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreeking van die dogter van my volk is ek gebreek, is ek in rou, verbaasheid het my aangegryp. Is daar dan geen balsam in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom? So dit was normaal gewees vir die volk dat uit Gilead hierdie wonderlike balsam was. Amen. En hulle het die balsam gebruik vir baie dinge. En God besluit dat in Agab se tyd, toe die volk van die Here agter afgode aanloop en sy volk gebroken is, dat hy wat God is, uit Gilead iets besonders gaan doen. Hy stuur nie 'n balsam nie, hy wek iemand op. 'n Man met die naam van Elia. Elia, as dit vertaal word, beteken Jehovah is God. Jehovah is He. So God wek vir homself iemand op, waardeur hy 'n bewys kan lewer en self balsam aan sy volk se hart smeer, dat hy weer die God van Israel is. Daarom het God hom opgewek uit Gilead. Nou ek sal nooit daarna gekyk het van die Here, want ek het hierdie stuk soveel keer al gelees. Ek verstaan Elia die tisbiet. Maar toe ek lees Gilead, toe vra ek myself 'n vraag, of kom ek sê so, die Here het in my hart iets opgewek en gesê, waarom juis Gilead? God het 'n balsam opgewek. En hy stuur daardie balsam, Jehovah is God, na Agab toe, en sê vir Agab, dit sal nie reën nie, totdat ek sê, dit sal reën. Nou wat besonders is, in hierdie tyd was Baal gaan bid. Nou Baal was 'n afgod, wat gereken was as 'n vrugbaarheidsafgod, fertility. So hy het die reën gegee, hy het die grond laat opstaan en saad opgewek en die oeste en alles wat mooi gebeur het, die voorsiening wat in die volk was, het hulle gesê, kom van Baal. En hier staan, Jehovah is God.
die balsem van Gilead, en hy sê, ek gaan die hemele sluit, en Baal sal niks produseer, tot ek die hemele weer oopsluit. Daarom het Agab die woorde gehoor uit die profeet van die Here se mond, dit sal nie reën, totdat ek sê, dit sal reën. Amen. Daai woorde beteken iets besonders vir ons. Agab kon niks doen. Die Baal-profete kon niks doen. Alhoewel hulle probeer roep het en gevra het dat daar weer reën moet kom, het God die hemele in totaliteit gesluit. En God sou self die balsem van Gilead aan sy volk se harte smeer. God sou self die geneesheer wees wat Israel weer nodig het. Almal met my. Ons gaan terug na Konings toe, asseblief. 1 Konings. Wil ek na hoofstuk 18 toe gaan, asseblief. Gelukkig my sê as julle daar is, 1 Konings 18. Ek wil vir julle lees vanaf vers 22. Hierdie gedeelte behoort ons as kerk baie goed te ken. 1 Konings 18 vanaf vers 22. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat ons vir hulle 2 bulle gee, dan kan hulle vir hulle 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak, en ek sal die ander bul gereed maak op die hout sit, en ook geen vuur maak. Roep julle dan die naam van julle God, roep julle dan Baal uit, en ek sal die naam van die Here aanroep, die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. As ons natuurlik aangaan, na vers 34 kan jy gaan lees wat gebeur het. Die profeet van die Here het die Baal-profete uitgedaag en gesê, roep julle God aan. Nou dit was nie vir die Baal-profete snaaks gewees om hierdie uitdaging te aanvaar nie, want hulle afgode het met wonders en tekens vir hulle geantwoord. So die profeet van die Here vir die Here vir hulle sê, bring julle afgod en kyk of hy vuur kan gee. Was die Baal-profete nie geplan nie, want hierdie dinge sou hulle al gesien het. En hulle die uitnodiging 100% aanvaar. Wat hulle nie geweet het, is dat God self die balsem aan sy volk se hart sou smeer, en hy sou aan die volk bewys dat hy God is. En hy sluit die hemel toe, en die Baal-profete roep, en dan kom die vuur. En die profeet van die Here roep, ek wil saam met my lees, vers 36, 1 Konings 18:36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is, en ek u knegt is en al die dinge doen op u woord. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is, en dat u hulle hart tot hulle laat terugkeer. In vers 38, daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe tot stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Maar dis my boodskap. Ek wil net jy moet verstaan waar Elia vandaan kom, wat hy gedoen het, wat God se plan met hom was. Nadat hierdie wonderlinge dinge gebeur het, nadat God hom opgewek het as 'n balsem, en as profeet in die volk ingestuur het om te sê, dit sal nie reën tot ek dit sê. En nadat hy die Baal-profete uitgedaag het en God geroep het en God het met vuur geantwoord, toe gebeur daar iets. En hier is my boodskap. Vers 41. Lees vir my saam, 1 Konings 18:41. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Elia het geloof gebruik, kind van die Here. Hierdie eerste boodskap wat hy aan Agab gegee het, dit sal nie reën tot ek sê dit reën.
Nadat die wonderlike dinge gebeur het, nadat hy die Baal-profete vernietig het, God het met vuur geantwoord. Toe staan Elia op, en hy gaan na sy oorspronklike boodskap aan Agab. Ek het nie vergeet waar vandaan kom die Agab. Ek onthou die Here het my opgewek. En dis vanmôre geopenbaar dat die kind van God soms vergeet waar hy vandaan kom, soos Josef vergeet het. Hy was geroep deur die Here. En hy sê vir Agab, trek op, want hoor die gedruis van die reën. Daar was niks nie, kind van die Here. Daar was nie 'n gedruis nie. Die profeet van die Here het geloof in God gehad. En toe doen hy iets. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia, en hier wil ek hier moet luister vanmôre. Elia het op die top van die berg geklim, Karmel, en op die grond neergebuig en sy aangesig is in sy knie gesteek. Die eerste ding wat Elia doen, nadat hy sy geloof geopenbaar het in God, was om homself af te sonder op die berg Karmel. Die tyd is hier, kind van die Here, dat die kerk van God hom afsonder tot eer van die Here. Hy het hom gaan afsonder, en nadat hy hom afgesonder het, doen hy iets besonders. Hy buig homself neer, hy druk sy kop tussen sy knie in. Die man wat nou net opgewek was as profeet, as balsam van God uit Gilead, hierdie groot man wat opgestaan het, in die oë van die volk, wat nou net geroep het dat God die hemele moet oopsluit. Nadat hy hom afgesonder het, die eerste ding wat hy doen, hy erken dat God God is, en hy buig in nederigheid voor die Here God Almagtig. Twee dinge, hy sonder hom af, en daar is nederigheid in hierdie godsman. En nadat dit gebeur het, sê die Bybel in vers 44, en die 7de maal, daarom het hy vir sy dienaar gesê, klim tog op en gaan kyk uit op die see, en hy het opgeklim, uitgekyk en geroep, daar is niks nie, want jy sien die weer sou van die oseaanse kant af opgesteek het, dis waar die reën vandaan sou kom. Toe sê hy, gaan weer, en 7 maal, die knegt van die Here gaan kyk, die knegt van Elia gaan kyk. Maar ek wil jou vanmôre iets vra. Hoeveel keer het jy jouself afgesonder tot die Here? Jou gebuig tot die Here in erkentenis dat hy God is? En dan die eerste maal wat jy geloof gebruik, dat niks gebeur nie. Kan iemand vir my amen sê vanmôre? En die tweede maal, en die derde maal, en dan begin die mens besluit, die Here het my nie gehoor nie. 7 maal, die man wat nou nie deur God gebruik is, opgewek as die balsam uit Gilead, om God se volk te herstel, wat nou net met die Here gepraat het en gesê, Here, antwoord met vuur. Daai man roep 7 maal na God uit. En hy stop nie. En op die presiese oomblik, op die 7de maal, in die rus van die Here, toe roep hy weer, en toe gaan sy knegt, en hy kom terug en hy sê die volgende, daar is 'n wolkie, so groot soos 'n man se hand. 7 maal kind van die Here, ek en jy, nie moedeloos raak in die Here nie. Ons kan nie moedeloos raak nie, bly op die berg, bly nederig, en hou aan roep. Want ek wil vanmôre vir jou iets sê, jy het lang geroep, dat daar die 7de maal vanoggend aangebreek. Die 7de maal wat jy die Here roep, het aangebreek vanmôre. En toe hy sê, Here, daar is 'n klein handjie, 'n klein wolkie so groot soos 'n man se hand. Toe doen Elia die volgende, lees saam met my, vers 44. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand uit die see op. Toe hierdie klein wonderwerk gebeur, hoor wat ek vanmôre sê, toe die klein wonderwerk gebeur, toe sê Elia die volgende, gaan op, sê vir Agab, span in en trek nou, dat die reën jou nie terughou nie. Ek wil by die kerk weet vanmôre, hoeveel keer het jy groot dinge vertrou vir die Here, en dan gebeur daar iets kleins,
En dan verloor ons moed, want Here, dis nie dit wat ek gesoek het nie. Jy sien, daardie klein dingetjie is veronderstel om die groot geloof aan te wakker en aan te pom. En toe die klein handjie daar is, toe sy gaan sê van Agab, jy moet gaan, jy gaan reën kry, daar's 'n probleem, die reën gaan vir jou inhaal. Dis mense wat vanmôre hier sit wat lank die Here vertrou. En ek is een van hulle. 7 maal, Here, het ons geroep. En elke keer ry dit van ietsie kom, daar's 'n klein wolkie, Here, en dan is dit weg, Here. Maar jy sien, die probleem lê by my, nie by God nie. Daardie klein bietjie gebeurtenis moes 'n groter geloof opgewek het, 'n groter oortuiging opgewek het, dat dit wat die Here gaan doen, nou hier is. En as ek vandag vir jou sê, Pastoor David 'n paar weke terug bedien rondom die eindtyd en dit wat voor lê, en alle profesie is vervul, dit is so, ons wag net vir die wêreldoorlog, wat moet plaas vir die kind van die Here. Die kerk is op 'n ryp plek. Dit moet nou wees. Dit moet nou wees. 7 maal het ons die Here geroep. En ek merk vanmôre dat daar 'n handjie is, 'n wolkie, so groot soos 'n man se hand in die verte. Ek het vanmôre wakker geword en vir my vrou gesê, nou ons kamerdeur is toe. En ek het vanmôre wakker geword en vir haar gesê, ek het 'n slegte nag gehad. Ek sê, want is iemand saam met ons in die kamer gewees. Sewe maal weer, ons God geroep, tot vanoggend. 7 maal, ons is afgesonder hier op die berg. 7 maal het ons onsself nederig verklaar voor God, dat hy die Here God almagtig is. 7 maal. En ek bid vanmôre, kind van die Here, dat daar 'n wolkie is so groot soos 'n man saam. Dit is die uur waarop God so huis gaan gebruik. En ek wil iemand na jouself vanmôre kyk, wat is jy? Pastoor, jy sê dit elke week, ek weet ek sê dit elke week. En ek sal dit aanhou sê, tot die dag dat die besuite blaas. Ek sal dit aanhou sê tot die dag dat God hierdie gemeente kom haal, die kerk van die Here op aarde, sy voete nie meer staan nie. Jy is die huis van die Here, en hy gaan jou gebruik. So ek wil jou weet by jou vanmôre, kind van die Here, is dat jy met die Here gepraat het. 7 maal jy geroep, en vanoggend is jou dag. Jy roep, Here, verlos my familie. Here, genees. Here, doen hierdie. Here, herstel hier. En elke keer al lyk dit of van ietsie gebeur, en dan sê jy, pastoor, maar weet jy wat, het goed gegaan vir 'n oomblik en toe is dit weg. Daai bietjie wat goed gegaan het, moet die geloof in die Here aanwakker, en ons moet aanhou God soek. Vanmôre is die dag van die Here in die lewe. Ek glo dit met alles wat in my is vanoggend, kind van die Here, anders sou ek nie vanmôre hier kom staan het. Ek sou dit nie kom bedien het, as ek nie oortuig was deur die Gees van die Here, dat hierdie uur vir ons aangebreek het. En nadat Elia, lees al by vers 44, in die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op hierdie see. Toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span en trek af, dat die reën nie terughou nie. Nadat Elia dit gedoen het, nadat hy die geloof gebruik het, sê vers 45, en in 'n oogwink was die hemel swart, en wolke en wind, 'n groot reën het gekom. Nadat Elia opgestaan het, nadat hy die wolkie so groot as 'n man se hand gesien het, en Elia die geloof geopenbaar het, want omdat hy weet waar hy vandaan kom. Hy is die een wat gesê het, sal nie reën totdat ek weer sê, dit sal reën nie. Moet nie vergeet waar jy vandaan kom, die kind van die Here. Jy was duisternis, God het jou lig gemaak. Jy sal lig bly tot wanneer die besuite blaas, want jy behoort aan 'n lewende God. Amen.
toe Elia dit doen, soos die wolke daar, en die reën was daar. En God bewys weer aan sy volk, daar is nie 'n ander God soos hy nie. En ek glo vandag, dat ons God het geen gelykenis nie. Die God van Jesus Christus, die God van die Seun van die Here, my Vader, hy het geen gelykenis nie. As jy saam met my glo vanmôre, kind van die Here, wil ek jy ons met 2 dinge doen. As die boodskap vir jou is nommer 1, gaan ek jou vra om te staan vanmôre, as 'n teken dat jy die klein wolkie daar in die verte gesien het. En dan die tweede ding, nadat jy opgestaan het, gaan ek jou vra om uit te kom. Here, dis ons geloof dat ons gereed maak vir die reën van die Here God Almagtig. Ek wil jy met die woord vir my sluit. Vader, Here, ek wil U bid vanmôre, dat elkeen wat glo vanmôre, elkeen, Here, wat weet, die 7de maal het aangebreek, dat elkeen sal staan vanmôre, dat hierdie klein wolkie sien, Here, so groot soos 'n man saam. En Here, wanneer elkeen staan, dat hulle ons uit beweeg, ons geloofsteken, dat ons die reën van die Here sien, en dat ons weet, die uur van God het waarlik aangebreek. Here, ek wil U bid vanmôre, dat elkeen wat vanmôre sal opstaan en uitkom, dat God sal sien, ons geloof lê nie in onsself nie, Here, maar ons geloof lê in God. Hy wat self die bal sal smeer. God wat self genees, God wat self die land herstel, God wat self sy volk herstel, God wat goed is. Here, ek wil U eer vanmôre, dat ek die eerste ene kan wees wat vanmôre moet erken. En sê, Here, 7 maal het ek geroep. En Here, soms het ek moeg geraak om te roep. Maar ek glo vanmôre, dat die 7de maal vanoggend vir my hier is, en wat God gaan doen, dat die mense sal glo. Ek wil U eer vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Ek wil jou vra vanmôre, kind van die Here, as jy glo, en jy daar die handjie gesien, wil ek jy moet opstaan. En dan as jy opgestaan het, wil ek jy moet uitkom. Ons geloofsteken, dat ons beweeg, want die reën van God is naby. God het beloof dat hy sy gees sal uitgiet op alle vlees. Jy wat verlang dat God jou huis. Dit was 'n swaar week. En die hele week was ek in my hart besig om met die Here te stoei oor hierdie saak. Dat dit nou is. En dat die Here sal doen wat ons al lank voor vertrou en bid. En ek glo in my hart dat dit iets is wat ons moet erken en spreek. Ek dink en ek sê, Here, hoe sal 'n mens spreek dat dit nou is? En dalk is dit nie so nie. En die Here sê vir my in my hart, gister, hy sê vanmôre, as dit geopenbaar word, as dit gespreek word, sal dit so wees. Amen. En ek prys die Here, die getrouheid van sy knegt, vanmôre die woorde gespreek het en geopenbaar het, want God het verklaar, dit sal so wees, as dit vanmôre gespreek word. Ek prys die Here daarvoor. Halleluja!
Jy sit plek vir my inneem. Dit sal net deur die Here wees in sy gees. Amen. Vir baie lank nog, daar's 'n bord hier daar agter. En vandat ons by die gemeente betrokke geraak het, ons daai bord hier daarop. Ons belofte aan God, ons beloof, dat God al die eer sal kry vir hierdie herlewing en geen mens nie. Dit staan vas, kind van die Here. Dit sal so wees. God sal eer kry. Amen. So dit is Vadersdag. Dit beteken die geskenkie voor is vir die vaders, nie vir die kinders nie, nie vir die vrouens nie. Dan kan Roan maar alleen eet. En dan Roan het vir die Moedersdag het vir ons 'n boodskap gegee vir die moeders. Ek dink Wilma, jy gaan hierdie week of vandag vir ons vir die mans. Is jy reg? Ok, moet nie vorentoe kom nie. As jy nou uitdoen. So, daar's 2 dinge wat ek net vanoggend wil afhandel met julle. Die eerste ding is, ons gaan vir Frikkie en Desiree en die kinders groet. Voor dit gaan ons vanmôre vir Niels en Salome aan orden as pastoorspaar. Ek lag nou lekker want hulle dink hulle gaan geld by die kerk kry, hulle gaan niks kry. Ek het ook gedink, toe prof my daai net afstel, gaan my petrol toelaag kry, en kom ek agter die drankies so. Ek het in Januarie maand het die Here met my gepraat en weet jy, die van julle wat my persoonlik ken, daar 'n bietjie met my gedeel het, ek is nie haastige mens nie. Niks jaag met nie. Ek het ook geleer dat wanneer God betrokke is, dan hoef jy nie weg te hardloop nie, so dis geduldig. Die Here se tyd, ons kan niks ryp maak nie. Amen. Jy kan wel probeer en jy gaan dinge probeer ryp maak en dit gaan bietjie uitwerk, maar weet jy die uiteinde van hierdie dinge is nooit goed. Dit is God se tyd. En ek het in my hart ontvang dat ons vanmôre dit sal doen. So ek gaan vra dat Niels en Salome vorentoe sal kom en mag ek vra dat die pastore agter hulle kom staan vanoggend. Dan kom daai die dag toe prof my georden het en sy boodskap aan die gemeente was gewees, bid vir hierdie manne. Ons is 2 of 3 manne wat saam georden was. En alhoewel ek verstaan dat daar gebid moet word, wil ek vandag vir jou sê, ek het nie waarlik verstaan wat dit beteken om die plek van 'n amptdraer in die kerk te loop. Dis 'n plek wat nie altyd lekker is nie. En dis 'n plek wat nie kan val los is regtig, is nie 'n probleem. En dis nie 'n plek wat altyd gemaklik is nie. En dis 'n plek wat seer is, en dis 'n plek wat die lewe vir jou soms moeilik maak. En dit beteken dat as die Here jou afgesonder het, dan bevestig ons maar net vandag effektiewelik dit wat jy al lang wil weet. Ek dink die eerste keer toe ek Niels ontmoet het, is 'n hele paar jaar terug, toe ons eendag by hulle gaan eet, het ek agtergekom, die mense drink nie koffie uit, gewone koppies uit nie, hulle drink koffie uit, sulke halwe emmers uit. Ek wil ry en dan sê Niels vir Susan, drink nog 'n koffie, dan sê Susan is reg nou. Bring hulle so ding daar. Toe Niels het eendag vir my gesê dat baie lank terug het iemand vir hom gesê dat hy sal in bediening staan. As ek reg Niels, hoe lank terug is dit? 12 jaar? 7 jaar. So ons is geduldig oor die dinge van die Here. Dit wat ons dan vanoggend doen is nie iets niets vir Niels en sy vrou nie, hulle weet dit. So ek wil net vir jou 'n stukkie lees wat prof my gestuur het. Ordening beteken die afsondering van 'n persoon wat 'n goddelike roeping ontvang het om 'n besonderse bediening in die kerk te vervul. Dit behels nie soseer die oordrag van gesag nie,
maar eerder die erkenning van gesag, wat deur God toebedeel is, en die magtiging van die kerk om die gawe wat alreeds ontvang is te kan beoefen. Hierdie erkenning behoort nie alleenlik deur die stem van die kerk uitgedruk te word, en wat moet gepaard gaan met 'n spesiale geleentheid soos dan vanoggend van vermaning, gebed en oplegging van hande. Die heel eerste ding wat vir my uitgestaan het, dit wat Prof my gestuur het, die persoon wat tot bediening geroep is, moet eerstens self daarvan oortuig wees. Die Here vanmôre bevestig, 7 jaar terug, het die oortuiging in jou hart ontvang, dat jy in hierdie plek moet staan. Die tweede saak is, die kerk moet oortuig wees. Ek het dit voorgehou die pastore en die kerkraad in kennis gestel, en ek kom aan daardie tyd om my kom beklei oor alles. Ek is oortuig dat julle in hierdie plek moet staan vanmôre. Amen. En ek ken Niels hulle redelik, en ek noem hom baie keer Kasparius as ek hom bel, maar dit is vir my 'n goeie saak. Dit maak nie saak waar ons praat nie, ons eindig altyd by die dinge van die Here op. Dit draai my altyd, dan praat ons oor die kerk. As ek Niels moet nou ry, dan sê hy, maar is nooit te min tyd om oor die dinge van die Here te praat. So, dit is altyd vir my 'n goeie teken, want dit gebeur met almal van ons. Amen. As ons lang met die Here kan sit en praat. So, vanmôre dan 'n dag van afskeid vir daai tweeetjies, maar 'n nuwe begin vir julle vanmôre, vir die gemeente. So dis dan vir my voorreg vanmôre om Niels en Salome amptelik te orden as pastoorspaar. En ek gaan vra dat julle van my sal staan die gemeente. So soos julle kan sien, is Salome redelik korter as Niels en sy pas mooi onder sy arme. Dit beteken dat sy hom altyd gaan bystaan. Amen. Sy sal hom altyd help dra. Ek sien Prof kyk na daai kant toe gaan. Ek wil nie betrokke raak met enigiets anders te doen. Dit sal 'n mooi pad wees, maar 'n swaar pad. En julle as gemeente moet die mense in julle harte hou en vir hulle bid. Van vandag af vorentoe sal hulle ons help en julle bystaan om die gemeente te vat op die plek waar die Here ons wil hê. Amen. So vandag 'n aangename geleentheid vir my. En dan persoonlik het ek baie lief geraak vir die twee. En lief geraak vir die kinders, die familie, en almal wat ons deur hulle ontmoet het. So ek gaan vir hulle bid vanoggend. En dan moet julle hulle in gebede hou asseblief, dat hulle vas staan in die Here. Amen. Hemelse Vader, Here, ek wil U bid vanmôre. Here, hulle wat hierdie opsieners vanmôre aanvaar. Here, ek wil bid dat God die een sal wees wat hulle rig in hierdie laaste uur. Here, ek wil bid dat God die een sal wees wat 'n fundament sal bly vir hulle, Here, juis nou waar die Here besig is om hulle op te wek, Here. Here, ek wil bid vandag in die naam van Jesus dat hy sal stapwaardig, Here, dat sy sal stapwaardig die roeping waarmee God hulle geroep het vanmôre. Here, dat hulle vir ons 'n voorbeeld sal wees van wat dit is om God te aanbid in gees en waarheid. Here, wat dit is om in die vrees van die Here te wandel. Vader, ek wil U bid vanmôre dat God hulle gebruik, Here, om in die huis te rig en te stuur. Here, U self die hulle te verheerlik, te openbaar in die naam van Jesus. Here, op hulle lippe sal bly, dat hulle met krag sal bedien, Here, en die woorde van 'n lewende God sal spreek. Here, ek wil bid vanmôre vir 'n salwing wat hulle in staat sal stel om te doen wat God oor besluit het, Here, 7 jaar gelede, toe die Here bevestig het, so sal dit wees. Here, dan wil ek U eer vanmôre dat die woorde van 'n lewende God nie kan leeg terugkeer nie. Want 7 jaar terug het die Here gesê, dit sal gebeur, en vanmôre, Here, gebeur dit, net soos wat my God gesê het. En daarom wil ek U prys vanmôre, Here, want uit die mond van 2 of 3 sal 'n saak vasstaan. En ek wil bid, Here, dat julle sal hou in hierdie ampt vanmôre, in hierdie bediening, in die naam van Jesus Christus.
Ek wil die eer gee vir hulle lewens in Jesus Christus naam. Here, sonder hulle af en hou hulle, Here, is my gebed vanmôre in Christus naam. Amen. En amen. Hulle kan maar daar hande klap. Julle kan maar sê baie dankie. Dan gaan ek vra Frikkie en Desiree, Kiet en Reegard en die kantoor te kom. Pastoor David sal net vir ons vir hulle afskeidsgebed doen vanoggend. En as ons klaar afskeid geneem het en hulle gegroet het, gaan Wilma vir ons vorentoe kom. En dan kan die vaders maar die geskenkies kom vat seker. Ek gaan julle weer staan, vra om te staan vanmôre saam met ons. Hemelse Vader, Here, in die naam van Jesus Christus, bid ons vir hierdie gesin, die gesin van God, Here, dat U hulle sal hou, dat U hulle sal bewaar, sal beskerm waar hulle gaan, en waar hulle voete gaan insit in 'n nuwe vreemde land, waartoe U hulle stuur, Here, dat hulle se verstaan. Dit gaan nie net oor 'n nuwe land nie, dit gaan nie net oor 'n nuwe werk nie, dit gaan oor, Here, dat U vir hulle 'n nuwe roeping kom gee. Dat hulle sal gaan uitvoer wat U hulle gee, Here, dat hulle nie sal stil raak met die woorde van Jesus Christus in hulle lewe en in hulle mond nie. En daar waar hulle gaan bevind, Here, wanneer dit gaan vreemd wees en stil wees en eensaam wees, dat hulle sal haas na die sterk toring toe, na ons Here toe. Dat hulle na U sal soek, na U sal vra en in U sal bly, maak nie saak wat nie, my God. En dat hierdie gemeente hulle altyd sal opdra in gebed voor die voete by ons Here Jesus neerlê. Dat U na hulle sal omsien is gewis en ons weet dat U sal hulle nooit begewe, nooit verlaat nie. 'n Ewige band het U saam met ons, saam met hulle gevorm, Here. En ons gun hulle, Here, ons gun hulle vrede, ons gun hulle die liefde, ons gun hulle die genade van God waar hulle gaan. En dat hulle weet dat hulle is nie alleen daar nie, Here. Ons verlang al klaar na hulle, maar ons sal vir hulle bid en aan hulle dink en in kontak met hulle bly deur U genade. Here, mag U hulle ophou. Mag die bloed van die lam hulle beskerm, gees, siel en liggaam. Daar waar hulle gaan, Here, dat hulle ligdraers sal wees. Ligdraers vir die koninkryk van God. Ligdraers vir Jesus Christus. En dat hulle nie sal ophou om U te getuig nie. Selfs wanneer, Here, die woord sal stil word om hulle. Selfs wanneer die land dalk nie dieselfde voorregte het om te ontvang dat Jesus Christus lewe en opgestaan het nie. Hulle gaan dalk, Here, 'n nuwe gelowe raakloop, 'n nuwe kultuur, maar U bly God. U bly hulle God. U bly hulle verlosser. U bly hulle saligmaker. En U het hulle afgesonder vir U koninkryk nog voor die grondlegging van die wêreld. En so sal hulle behoue bly tot wanneer die bassyne blaas. In Jesus Christus naam. Ons stuur hulle nou in die vrede van ons Here en onder die salwing van die Heilige Gees. En ja, Here, hulle het 7 maal geroep, Here, en hulle sal die reën sien. Selfs daar waar hulle sal bevind in die vrede, Here, hulle sal die reën sien. Hulle sal Jesus sien, hulle sal U teenwoordigheid ervaar soos nog nooit tevore in Jesus naam. Amen. Amen. Ander bid vir hulle en die familie wat agterbly. Wilma, dink julle kom ons sit.
ons papas en oupas mag ons die voornaam kom staan asseblief. Ek wil dit op die draf staan, sien John Peers die laaste boodskap in die staan. Dit is nie meer boodskap, nie die gebed. I can actually job is my new story for and I can say to my pastor. Ek vra ons almal ons besluit sluit asseblief. Hemelse Vader, dankie vir die papas in ons lewens, vir hulle liefde, opoffering en lyding, seëning en wysheid, krag en genade, vrede. Mag hulle altyd die liefde weerspieël in hulle woorde en dade, bewaar hulle en lei hulle elke dag. Ek bid ook vir ons kerkpapas, ons geestelike vaders wat die gemeente met gehoor, wysheid en liefde dien. Dankie vir hulle lyding, gebede en voorbeeld van toewyding. Mag U hulle sterk hou in die gees en liggaam en hulle seën met vars inspirasie en diepe vreugde. Soos dit in Spreuke 20:7 staan, wie in sy regskappenheid wandel as regverdige, gelukkig sy kinders nahoor. Help ons papas om in opregtheid te wandel sodat hulle lewens en nalatenskap van geloof en liefde sal weet. Mag U hulle woord ken, daarop vertrou en dit aan hulle kinders oordra met integriteit en deernis. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die papas nog wat dubbel van en daar is baie. Pastoor Lesie het lang gebid het, die wat nog wil hê, kan nog hier kom. Prof. Ons op pad terug. Pastoor Lesie het al ons afgesluit het, die wat nog wil hê, kan regtig nog kom vas. Kom ons staan en dan sluit ons af. Kom ons sluit ons af. Hemelse Vader, Here, dis waarlik vanmôre voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Here, ons het so lank wat ons bid en wat ons U aanroep. En Here, op die regte tyd het U gehoor. En Here, vanmôre was daar 'n wolkie so groot soos 'n menshand. Here, vanmôre, my God, het U gekom om dit te doen wat U lank beloof het, Here. En daarom weet ek vanmôre, my God, dat na vandag, Here, U Uself sal openbaar in hierdie uur soos nooit van tevore nie. Daar sal weer 'n verklaring wees in hierdie uur, Here, dat Jesus Christus
die Here is. Ek wil bid vanmôre, my God, vir hierdie gemeente, vir elke een vanmôre, Here, wat betrokke is hier by hierdie gemeente, Here, dat U Uself in en deur hulle sal openbaar, Here, aan 'n wêreld daar buite vanmôre, wat nie meer glo dat Jesus leef, uit opgestaan, maar dat daar vanmôre bewys sal wees, Here, 'n demonstrasie sal wees, Here, die graf is leeg, en hy sit vanmôre aan die Vader se regterhand, en Gees van God, ek wil U bid vanmôre, dat U vanmôre weer in hierdie uur, dat U bediening, Here, weer in manifestasie sal wees, hier op aarde. Bind ons met 'n band van liefde vanmôre, Here, en ons sê vanmôre vir U dankie, vir U goedheid, U guns, en U liefde so oorvloedig, Here, elke dag in ons lewe. Ons dankie daarvoor. Amen en amen. Julle kan maar gaan.